julle weet, is ons besig met ons reeks 'n nuwe manier om lief te hê. En ons tema vanoggend is liefde is om met 'n hanger in die mond te slaap. Jy kan die effek daarvan op die prentjie sien. En ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 13, die hoofstuk oor die liefde. Kom ons bid saam. Onse Vader, baie dankie dat ons iets kan belewe van u omgee en goedheid in ons lewens. Dat ons vanoggend ook hier kan sit met vreugde en dankbaarheid, die vreugde waarin ons vanoggend ook kerk toe gekom het, omdat ons weet, u is goed vir ons. En dan ons ook bid, Here, dat iets daarvan sal weerkaats na die wêreld rondom ons. En juist daarom bid ons ook en vra, Here, verlos ons van die bose. Bewaar ons van die Satan en sy bose magte wat daarop uit is, om ons te laat ontspoor. En help ons, ja Here, help ons om asseblief op u gefokus te bly met ons hele lewe. Want ons bid dit in die naam van Jesus, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Kyk, wanneer ons klaar is met 1 Korintiërs 13, gaan jy dit in jou slaap kan opsien. En dit sal baie goed wees dat jy dit telke male kan herhaal, want dit is die maatstaf van die liefde. Dit is God se wet in die Nuwe Testament. 1 Korintiërs 13 vanaf vers 1. Nou wys dit julle wat tog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en sit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daad te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, dat julle verlede week. Die liefde is vriendelik, vandag se tema. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie ook van die kwaad nie, maar dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles, tot sover. Ek en Shaila het gister weer vir die eerste keer hierdie jaar op 'n parkrand gegaan. Ons het nie so sleg gevaar, ons het dit oorleef. Maar wat so lekker was daarvan is dat by elke plek waar jy moet draai, is daar 'n vrywilliger wat heel vrolik en opgewek jou aanmoedig en die koers aandui, en dit maak sommer die stap heeltemal iets anderster. En daardie persone wat daar aan diens is heeltemal vrywillige. Hulle kry eintlik niks daar uit nie. Hulle doen dit doodgewoon uit die goedheid van hulle hart. En dit maak so 'n groot verskil aan mense wat dan deelneem aan hierdie parkrand. Is dit nie lekker ook as jy in 'n winkel kom, net voor jy toemaak, dit is al hier by 8 die aand en jy hardloop gou vinnig daarin om 'n sweetie te koop, en hier is die kassiere wat al die hele dag aan diens is, en wanneer jy daar kom, is die persoon nog steeds vriendelik en behulpsaam, en dink jy, hoe die vet kry jy reg om na so 'n lang dag met baie klomp moeilike mense wat baie keer by jou verbykom, nog steeds aan die einde van die dag so vriendelik te wees. Is dit nie lekker om dan by 'n winkel aan te kom nie? Is dit nie lekker as jy by 'n kerk aankom en jy is dalk 'n vreemdeling wat vir die eerste keer daar instap, jy's dalk op vakansie by 'n ander gemeente wat jy instap, en daar's mense wat jou vriendelik ontvang en jou baie welkom sê en laat deel voel van die gemeente. Is dit nie 'n wonderlike ervaring nie? En sou dit nie lekker gewees het as die hele wêreld so vriendelik met mekaar was nie? In plaas van oorloë in Oekraïne en dies meer. Maar helaas, ons is nog nie in die hemel nie. Ons as gelowiges, as Christene, kinders van die almagtige God, moet, terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons tussen mense wil beweeg, moet ons iets van hierdie vriendelikheid weerspieël, iets van God se liefde weerkaats,
Omdat ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, en daarom is ons nie soos die wêreld nie. Nee, ons is koninkryksburgers. Ons is mense wat volgemaak is van Jesus. Ons is die mense in wie die Heilige Gees woon, wat ons lewens beheer. En nou kom Jesus en hy sê, as koninkryksburgers, as kinders van God, moet ons mekaar lief hê. Dis nie opsioneel nie. Ons moet mekaar lief hê, en die standaard van hierdie liefde is, wat Jesus sê, soos ek julle lief het, so moet julle mekaar ook lief hê. Kyk, mense praat maklik en baie oor die liefde, veral met Valentynsdag wat voorlê, gaan dan weer baie oor die liefde gepraat word. Die probleem lê nie oor die praat oor die liefde nie. Die probleem lê by die toepassing, die uitleef daarvan. Want hierdie liefde waarvan 1 Korintiërs 13 praat, het ons vir mekaar al gesê, dit is hierdie agape liefde. Dit is hierdie bo-natuurlike liefde. Dit is hierdie goddelike liefde. Dit is hierdie liefde wat teen die grein van ons normale, sondige natuur is. En juist daarom is dit bo-natuurlik, omdat dit die effek is van die Heilige Gees wat jou denke, jou hart, jou emosies, jou woorde en optrede beheer. So ons gaan vanoggend eers kyk wat is vriendelikheid, en dit is 'n baie belangrike punt wat jy ergens moet doen. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is vriendelik. En daar's baie vertalings veral in die Engels daar rondom. Die Engels praat van love is kind. Love is kind. Nou ek gaan vanoggend vir julle so weer 'n bietjie terug van skool toe, Griekse skool toe, Griekse klas toe. Die Griekse woord wat hier gebruik word is Christeutai. Christeutai. En dis 'n werkwoord wat hier gebruik word. Die liefde is vriendelik. Dit kom van die stam Christos wat beteken goedhartig, sag en vriendelik. So hierdie werkwoord Christeutai beteken dat jy vriendelik optree, dat jy goedhartigheid bewys, dat jy sag en welwillend optree. Daarom is dit 'n werkwoord. Dit het nie soseer te doen met 'n vriendelike glimlag hier en daar en wanneer jy die dag goed voel dat jy vriendelik is nie. Dit het te doen met 'n aktiwiteit, 'n werkwoord, 'n besluit wat jy neem hoe om op te tree, om vriendelik op te tree. In die antieke Grieks het dit ook die betekenis om bruikbaar of om 'n seën vir ander te wees, om iemand anders se lewe makliker en beter te maak. Hoor julle die onderbou van vriendelik, om vir iemand tot 'n seën te wees, om iemand anders se lewe makliker en beter te maak deur jou vriendelikheid. So hier gaan dit nie oor bloot om beleefd te wees en Mr. Nice guy te wees nie. Dit gaan oor 'n diep hartsingesteldheid om goed te wees, om ander se welsyn te bevorder. En daarom praat ons in die Afrikaans van goedhartigheid. Goedheid wat vanuit die hart ontspring. Dis nie iets wat aangeplak of kunsmatig is nie, maar dit is 'n inherente hartgesindheid om goed te wees vir ander mense op die manier hoe jy teenoor hulle optree. Dit is 'n inherente hartsgesindheid. En dis nie vir nie dat dit 'n vrug van die Gees genoem word nie, want inderdaad sê Galasiërs 5:22, die vrug van die Gees is vriendelikheid, goedhartigheid. Want op die ouende wil die Heilige Gees dat ek en jy al hoe meer soos Jesus lyk in ons denke, in ons woorde en in ons optrede teenoor mense rondom ons. Dat sy liefde sigbaar word deur my vriendelikheid. So, knoop dit ergens vas. Vriendelikheid is iets wat uit die hart uit ontstaan, sodat jy vir ander mense goed kan wees om hulle welsyn te bevorder. So, daarom wil ons tweedens kyk na God se vriendelikheid. Kyk hier in Titus 3 vers 4,
word dieselfde Griekse woord gebruik, maar in die selfstandige naamwoordvorm Christus. En dit kom van dieselfde stam af, Christos. Titus 3 vers 4 sê, maar toe het die goedheid van God, ons verlosser, en sy liefde vir die mens verskyn. Hier word as 'n selfstandige naamwoord gebruik om die karaktereienskap van God aan te dui, om vir ons te sê wie en wat God is, om te sê God is vriendelik, God is goedhartig, God is goed. Dis wie en wat hy is. Dis sy hart vir ons as mense. En dit maak Titus 3 vers 3 tot 5 so aangrypende gedeelte. Jy moet ergens dit net gaan omkring in julle Bybels, Titus 3 vers 3 tot 5. En ek lees vir julle die boodskapvertaling. Paulus begin dan dit te sê, vroeër het ons ook in dwaasheid gelewe. Ons het ons glad nie aan God gesteer nie. Ons was op die verkeerde pad. Die sonde was ons baas. Ons kon eenvoudig nie genoeg daarvan kry nie. Die een afstootlike sonde na die ander was ons kos. Seksuele begeertes het ons vernietig. Haat en geweld was ons meester. Ons het ander mense niks gegee nie. Sies, dit is hoe, wie en wat ons as mense was. En dan telke male die maar toe, gebeur daar 'n wonderwerk. God ons verlosser het vir ons kom wys hoe lief hy ons het. Sy goedheid was nie lippetaal nie. Nee, hy het ons verlos. Hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het, sodat hy ons moes verlos nie. Nee, hy het dit gedoen omdat hy ons baie jammer gekry het. Dit is die wese van vriendelikheid, van goedhartigheid. Dit is hoe God is. Hy is goedhartig, inherent goed van hart teenoor mense soos ons. Dit is die ding wat 'n mens nie altyd kan begryp, hoe God vir mense soos ek en jy so lief kan wees, so goed teenoor ons kan wees nie. Maar dit is dwars deur die hele Bybel, wys dit die wese van God. Byvoorbeeld in Hosea 11 vers 8 kom die profeet en hy sê vir die mense wat besig is om hulle rug op God te draai en die afgode te aanbid en agter hulle by ander konings te gaan soek, dan sê hy dat God staan op die punt om julle uit te wis. Maar dan Hosea 11 vers 8, dan sê God, hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma met jou maak, soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Dis wie God is. Goedhartig. Dis wat 'n mens so in verwondering in awe, is die Engelse woord daarvoor, in totale verwondering voor God staan. Om te dink, so is God se goedhartigheid teens my. En daarom sing ons baie keer met lied op 200 ook, U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daardeur nie diep getref nie? Here, ons weet nie hoe om dit te meet nie, maar dit gaan nie ongeraak by ons verby nie. Dis God se vriendelikheid, sy liefde wat tevoorskyn kom in sy goedhartigheid. Maar derdens, wil ek vanoggend vir julle ook wys op wêreldse vriendelikheid. En ons sien dit staan in aanhalingstekens. Onegte wêreldse vriendelikheid kan 'n mens nogal maklik herken. Want dit is vriendelikheid wat nie uit die hart uitkom nie. Dis aangeplak. Dis gefeins. Dis plastiek. Dis skynheilig. Dis vriendelikheid met 'n doel om jou te mislei, om jou te misbruik, om jou te manipuleer. Nou, mense kry heel dikwels daarmee te doen, hè. Verkoopsmense wat so graag 'n artikel aan jou wil verkoop en hulle loop oor van hierdie vriendelikheid en charme
die artikel wat hulle aan jou wil verkoop, dis omdat hulle jou belange op die hand dra, en hierdie artikel gaan vir jou die lewe verander, en dis die vriendelikheid van self, en hulle hou nie op glimlag nie. Totdat jy die artikel gekoop het, en 'n week later kom jy agter my in China, die ding werk nie meer, en jy vat hom terug, en skielik is die koopman glad nie meer so vriendelik nie, en probeer hy jou weghou van die winkel. Aangeplakte, skynheilige plastiek vriendelikheid. Nou, die afgelope tyd is daar een ding wat nogal baie na vore kom. En dit is die hele ding van narcisme. Ek het verlede Sondag 'n bietjie daaroor gepraat ook. Ek wil vandag verder daaroor praat, want dit is die soort van wêreldse vriendelikheid wat nou na vore kom in mense se optrede wat daar uit is om jou te mislei met 'n onegte, gefeinste vriendelikheid. Hulle gebruik dit as 'n strategie om mense emosioneel vas te ketting en op die ouende te manipuleer en oor hulle te heers. En mense sien dit nie altyd sommer skielik raak nie. Want hierdie mense het 'n paar strategieë wat hulle so goed gebruik, dat jy dit baie keer eers agterkom wanneer jy daarin vasgevang word. En daarom wil ek vir jou sommer net 'n paar algemene enes noem, sodat jy net bedag kan wees daarop. Byvoorbeeld, hulle vriendelikheid kom met 'n ongeskrewe voorwaarde. Hulle help jou, hulle doen vir jou gunsies, maar later verwag hulle van jou hierdie absolute lojaliteit, totale gehoorsaamheid aan hulle, en dat jy moet stil bly oor wat verkeerd is en hulle foute. Jy hoor hulle dinge sê soos, na alles wat ek vir jou gedoen het, ek het jou gehelp toe niemand anders te wou nie, en kyk wat doen jy nou. Of vir ander mense is so 'n persoon ongelooflik gaaf en charmant. Maar wanneer jy alleen met hulle te doen het, is die persoon krities, neerhalend en afknouend. Hulle boelie jou. Hulle maak dat jy op die ouende in jouself twyfel. Want al die ander mense sien net die vriendelike kant van die persoon raak. Hoe is dit dat jy so 'n ander kant raak sien? Hulle gaslight jou byvoorbeeld. Dit is 'n term wat gebruik word wanneer so 'n persoon jou seermaak met dit wat hulle sê, heel sag en redelik. Maar as jy daarop reageer, sê hulle, maar luister, jy is oorsensitief, ek probeer jou net help, jy neem alles verkeerd op, en op ouende is jy die vark in die verhaal, wat nie behoort seer te kry, as so 'n persoon jou boelie nie. Hulle is vriendelik, wanneer jy doen wat hulle wil, maar dit verander in harde ongenaakbaarheid en onvriendelikheid, wanneer jy grense stel. So, hier's 'n paar eenvoudige rooi vlaggies wat met wapper kontrole lys. Wanneer jy met so 'n persoon te doen het, is die vriendelikheid konsekwent, of is dit net wanneer hulle iets van jou wil hê? Respekteer hulle jou grense, jou nee? Voel jy of jy in die skuld is na hulle vriendelikheid? Verwar hulle jou met sagte kritiek en gaslighting? Sê ander mense, jy sien nie die regte kant van die persoon nie. Voel jy moet heeltyd versigtig wees om hulle nie kwaad te maak nie, dat jy heeltyd op eiers loop wanneer jy in hulle teenwoordigheid is. As jy van hierdie kritiek het, dan moet jy baie mooi dink met wie jy te doen het en in watter verhouding jy staan. En dat jy moet begin wonder of ek nie vasgevang is nie. En dan moet jy 'n breek maak. Ek sal op 'n later stadium 'n bietjie meer praat oor narcisme. Maar op hierdie stadium wil ek sê, onegte, gefeinste, wêreldse vriendelikheid hou nie lank voordat die ware kleure daarvan tevoorskyn kom nie. Want sulke mense kan net soveel mense vir net so lank mislei. Hoekom? Want dis nie deel van hulle karakter nie.
Dis nie deel van wie en wat hulle is nie. Dit kom nie uit die hart nie. Dis nie die effek van die Heilige Gees, hierdie aangeplakte skynheilige vriendelikheid nie. En die Bybel kom en hy waarsku ons teen sulke skynheilige vriendelikheid. Spreuke 26 vanaf vers 23 sê, blink verf, laat 'n goedkoop kleipot mooi lyk. So verbloem mooi praatjies en goeie maniere dikwels iemand se bose planne. 'n Huichelaar se haat en vernyn word deur mooi woorde verberg. As hy praat, moet hom nie glo nie. Binne in hom beplan hy die allerverskriklikste dinge. Hy sal alles doen om jou om die bos te lei. Spreuke 26 vanaf vers 23. En Jesus skroom ook nie om hierdie skynheilige vroomheid van die en vriendelikheid van die Fariseërs te ontmasker in Matteus 23 vanaf vers 27, as hy telke male vir hulle sê, elende wag vir julle skrifgeleerdes en Fariseërs, huichelaars. Dan sê hy, julle is soos witgeverfde grafte wat buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbeender en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huichelary. Ons moet kennis neem hiervan. Want ook in die kerk, in kerke, is daar van hierdie huichelaars met hulle skynheilige vriendelikheid, vir wie jy moet ligloop. Want Jesus ontmasker hulle. Die toets vir opregte vriendelikheid, die toets vir opregte goedhartigheid wat deur die Heilige Gees gedryf word, is hoe jy teenoor die mense by jou huis optree. Daar waar niemand anders vir jou sien nie. Daar waar jy dikwels of soms 'n konfrontasie met 'n persoon is, of dit met jou kinders is, met jou man of met jou vrou is, daar kom jou ware kleure tevoorskyn, waar niemand anders jou sien nie. Want daarom wil ek vir julle laastens wys op geesvervulde vriendelikheid. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is vriendelik. Dis liefde wat uit die hart kom, omdat jy iets van God se vriendelike liefde self ervaar het. Omdat jy self iets van God se goedheid beleef het, ten spyte van wie en wat jy is, toe het die goedheid van God ook aan mense soos ek en jy verskyn. God se goedheid wat jou lewe verander het, God se goedheid en vriendelikheid wat jou hart verander het, wat jou oë verander het oor die manier wat jy na mense kyk, dat jy met God se barmhartige oë en genadige oë na mense kyk. Nie kunsmatig nie aangeplak of skynheilig nie, maar dit kom uit 'n wedergebore hart. Daarom skryf Paulus in Kolossense 3 vers 12 as hy sê, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Julle is die mense wat hy gehandpik het, by die naam geroep het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Hierdie vriendelikheid, hierdie goedgesindheid, weerspieël die karakter van Jesus. Jy en ek wat volgemaak is met Jesus, moet sy karakter weerspieël in 'n liefde wat vriendelik is. Ek lees nou onlangs 'n verhaaltjie van 'n vrou wat met 'n splinternuwe motor na die inkopiesentrum is, en sy was baie op haar senuwees, want sy het al 'n vorige keer hulle vorige motor teen die hekpaaltjie 'n goeie skraap gegee. En nou is ek by die inkopiesentrum met hierdie spiksplinternuwe motor, en jou waarlik waar, toe sy uit die parkeerplek uit tree sy in 'n ander motor vas, met 'n motor wat nie 2 dae oud is. Hy het nog nie eens nommerplate nie. En sy kan net dink, wat gaan haar man sê? As sy nou by die huis kom en sê, ek het ons nuwe motor gestamp. En die persoon in die ander motor klim uit en sê,
kyk, dan stel hom nie te erg nie, maar ons moet dan inligting met mekaar uitruil. En sy gaan toe na die paneelkussie om die motor se gegevens daar te kry, en toe sy die vouer oopmaak waar al die gegevens is daar 'n briefie in hierdie houer wat sê, hy sê op die ouende, in geval van 'n ongeluk, onthou my lief, dis jou wat ek liefhet, nie die motor nie. Dis ware liefde. Dit is vriendelikheid in aksie. In geval van 'n ongeluk, onthou, dis jy wat ek liefhet, nie die motor nie. Daarom praat Spreuke 16 vers 24 ook, mooi woorde soos heuning, dit is goed vir die gees en bevorderlik vir die lewe. Daardie vriendelikheid wat iets aan jou doen. Die harde, sondige wêreld kyk baie keer na goedhartigheid en vriendelikheid as 'n swakheid. Man, jy's 'n sissie. Jy het geen staal in jou pype as jy vriendelik en goedhartig is. Jy moet kan tande wys, dan is jy sterk en suksesvol. As jy vriendelik en goedhartig is, word daar op jou getrap en misbruik van jou gemaak. En daarom is liewerster iemand wat tande wys. Maar vriendelikheid is nie swakheid nie. Vriendelikheid kom uit 'n innerlike krag wat nie swak is nie. Galasiërs 5 vers 22 sê juist, vriendelikheid is 'n vrug van die Gees. Dit beteken, dit kom uit 'n hart wat deur God verander is, en dit vereis geweldige selfbeheersing, wat ook 'n vrug van die Gees is. Dit vra emosionele volwassenheid. Dit vra hierdie innerlike krag om te midde van dikwels moeilike omstandighede en konfrontasie, om kalm te bly en 'n sagte woord te spreek wat die grimmigheid afkeer, sê Spreuke 15 vers 1. Enige een kan skree en kwaad word. Dis maklik genoeg, dit is ons normale sondige natuur wat daar na vore kom. Maar dit verg hierdie innerlike krag van die Heilige Gees om sag, goedhartig en vriendelik te bly wanneer jy seer gemaak word, wanneer jy uitgetart word, wanneer jy verneder word, wanneer jy in konfrontasies met 'n onredelike persoon wat jou van allerlei onwaarhede beskuldig, of wanneer daar iemand is wat op jou tone trap of jou verkeerd opvryf daar in die winkel. Vriendelikheid is nie swakheid nie, want dit is nie maklik nie. Dit verg krag. Dit is Jesus toe deur die Satan versoek is. Die Satan wat hom tot op die uiterste probeer dryf het, en Jesus wat hy telke maal gesê het, maar daar staan geskrywe. En toe Jesus voor Pilatus staan en hy word beskuldig en uitgetart en verneder en geslaan en opgespoeg. Haar innerlike krag wat gemaak het dat hy nie terugkap nie, dat hy nie terug verneder. Daai is nie swakheid nie. En dan moet jy ook onthou dat vriendelikheid en goedhartigheid het ook sy grense om in liefde nee te kan sê. Wanneer onreg plaasvind, wanneer jy misbruik word, wanneer jy gemanipuleer word, dat jy 'n streep kan trek met 'n nee. Sag, vriendelik, maar ferm. Nee. En dit wat weer eens geweldige innerlike krag, wat net van die Heilige Gees kom, om jou man te kan staan en steeds vriendelik te kan bly. Ek sluit af met 'n gesprek wat ek verlede week met een van my vriende gehad het. Hy's ook nog nie afgetree nie, ook nog voltyds in die werk. Nou praat ons oor die aftrede, wanneer gaan jy aftree? Hy sê nee, hy weet nie, maar en dan vra ek hom, wat gaan jy doen as jy aftree? Hy sê hy weet nou nog nie, maar hy weet een ding wat hy gaan doen hy weet nie wanneer hy gaan aftree, maar hy weet wat hy gaan doen as hy aftree. Ek vra hom, wat gaan jy doen? Hy sê, ek gaan 'n beter Christen probeer word. 'n Beter Christen probeer word.
Ja, sê hy, ek wil meer kennis van die Bybel kry en ek wil dit toepas en beter uitleef. Dit is nogal nie 'n slegte doelwit vir aftrede nie. Maar ons hoef nie te wag tot ons afgetree is om iets hiervan te probeer doen om 'n beter Christen te wees nie. Want is dit nie juist wat God van ons verwag? Om soos Jesus te wees. Is dit nie juist wat ons van die wêreld verskillend maak? Dat ons met hierdie hartsgoedheid, hierdie innerlike krag op die ouend steeds vriendelik bly nie. So, hier is 'n tip. As jy dalk sukkel daarmee, dan wil ek vir jou hierdie wenk gee hoe om te oefen. Gaan slaap vanaand met 'n hanger in jou mond. Môre gaan jy opstaan, baie vriendelik. Kom ons bid saam. Here, ons sukkel so met die liefde. Want Here, dit is inderdaad bonatuurlik teen ons grein. En as dit nie deur u Gees in ons lewens bewerk en gewerk word nie, Here, dan dop ons al die toetse. Maar dankie dat die Gees daar is om ons oë oop te maak vir onsself met ons eie foute. Dankie dat die Gees daar is om ons denke te vernuwe, ons hart te vernuwe, ons emosies te vernuwe, ons lewe, ons optrede te vernuwe. Ons wil bid, Here, dat u nie sal stop met die goeie werk wat in ons begin het nie. Asseblief, Here, moenie met ons opgee en ons langs die pad afskryf nie. Ons hou vas aan die belofte dat u met hierdie werk sal voortgaan totdat Jesus kom. En ons bly ons skuld vanoggend. Daar waar ons deur ons onvriendelikheid, ons bitsigheid, ons skynheiligheid, ons huichelarij, mense al seer gemaak het, mense dalk van die kerk weggehou het. Here, dat u ons sal vergewe en dat u in ons 'n rein hart sal skep, waaruit u liefde soos 'n fontein sal oorborrel. Daarom bid ons vir ons gemeente, Here, dat die liefde so sigbaar sal word, dat dit mense na die gemeente sal aantrek. Ons bid vir kerke landswyd, Here, dat dit 'n lig in 'n donker wêreld sal wees. Ons bid vir ons land, Here, wat in so gemors is, met politieke leiers wat ergens die klits kwyt raak. Ons bid vir bekering, Here, ons bid vir leiers wat u wil soek. Ons bid vir die leiers in die politiek wat wel daar is om die lig te laat skyn, Here, dat u hulle sal bekragtig deur die krag van die Heilige Gees, sodat hulle al helderder sal skyn in hierdie tye. Dit bid ons net in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.